Goeiemiddag almal. Ek's baie bevoorreg dat ek hierdie geleentheid kan kry om vir julle vandag bietjie meer te vertel oor iets wat ek dink baie relevant en belangrik is. En gelukkig was al die sprekers voor my het 'n baie stewige fondasie klaar vir my gelê om op te staan. 'n Teoretiese fondasie wat ons gekry het van professor Dani Goosen af en dan ook 'n praktiese idee byvoorbeeld wat ons weer van Henk af gekry het, waar uit die wêreld van bakstene en sement en menslike verhoudinge. Ek's vandag hierso om met julle te gesels oor 'n idee wat ek dink julle almal kan voel in jou bene op pad is, en dit is die feit dat die toekoms is 'n ander land. The past is a foreign country. They do things differently there. So het die Britse skrywer L.P. Hartley in 1953 geskryf. Terwyl Alistair Sparks in sy 1994 boek oor Suid-Afrika die titel gegee het Tomorrow is Another Country. Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteit-beweging, het ook al iets soortgelyk gesê as hy gereeld, as hy skryf en as hy voorleggings doen praat oor die ongelyke verdeling en verspreiding van die toekoms reg oor Suid-Afrika. En dis juist wat ek vandag bietjie oor wil praat, want in my relatief kort lewe sover en ervaring van Suid-Afrika, het ek reeds die voorreg gehad om stukkies en brokkies van die toekoms hier en daar te sien. Ek het selfs al die toekoms besoek, en ek wil vir julle 'n bietjie vertel van wat ek gesien het. En eintlik moet ek net ook bysê daarin, in hierdie besoeke aan die toekoms en die stukke van die toekoms wat ek al raak gesien het, is al hierdie voormelde wysere, alles wat hulle gesê het, is vir my bevestig. Eerstens, die verlede is definitief 'n vreemde land, maar die toekoms is ook 'n baie, baie ander land. En in beide daai plekke doen hulle dinge baie anders. Die konteks van ons bestaan hier op aarde is een van 'n lewendige storielyn wat daagliks ontwikkel tot iets anders as wat dit was, na iets verskillend van wat dit is. Ons leef in 'n land, om te leef in 'n land, 'n provinsie, 'n streek, 'n dorp, 'n buurt, waar die toekoms nog nie geland het nie, het baie unieke eienskappe. Een van hierdie eienskappe is dat jou sekuriteit, elektrisiteit en watersekerheid nie in jou of jou eie gemeenskap se hande is nie. Hierdie lewensnoodsaaklike vereistes vir oorlewing en funksionering word vir ons almal steeds beheer en gereguleer deur die staat wie se beheersentra honderde, baie keer selfs duisende kilometers weg is van ons gemeenskap of ons huishouding. Pretoria is eienaardig genoeg nog steeds in beheer van polisieering in Kaapstad. Boere in Namakwaland moet luister hoe hulle president, tegnies gesproke, op 'n internasionale platform gaan en vir hulle sê vir die wêreld dat daar is geen moorde van boere in Suid-Afrika nie. Die Wes-Kaap word opgesaal met beerdkrag, wat grootliks te danke is aan die korrupsie en wanbestuur van 'n party vir wie meeste van die inwoners van daai provinsie nie eers gestem het nie. Die stand van sake in Suid-Afrika, in die dele waar die toekoms nog nie gebeur het nie, is maar gek, soos julle kan hoor aan hierdie voorbeelde. Om die toekoms na ons streke, dorpe, woonbuurte en huishoudings te bring, gaan Afrikaners nuutskeppend oor probleemoplossing moet begin dink. 'n Radikale kopskuif weg van gevestigde, gemaksigtige, staatsgesentreerde denke moet gemaak word, na bevrydende denke van 'n sinvolle lewe anderkant staatsafhanklikheid. En baie van julle sou nou dink, as jy die woord staatsafhanklikheid hoor, dan dink jy eerstens, maar ek is tog nie so staatsafhanklik soos die persoon wat byvoorbeeld 'n toelaag kry van die regering af nie. Maar dink byvoorbeeld, wie is in beheer van jou water, van jou elektrisiteit, van jou paaie wat so uitmekaar uitval? Wie is in beheer van grootliks baie van die belangrike goed in jou gemeenskap wat jy self sou wil in beheer van wees? Dis die staat. Jy is staatsafhanklik, selfs in die jaar 2022. Ludwig Wittgenstein het vir ons gepaste raad gegee en hy het gesê, 'n mens sal gevangene wees binne in 'n kamer met 'n deur wat na binne toe oopmaak, solank as wat daai mens aanhou stoot teen daai deur eerder as om dit te trek. Die sleutel om 'n lewensvatbare toekoms vir Afrikaners in Afrika te ontsluit, beteken ons gaan moet begin anders dink oor ons probleme en oor probleemoplossing. Ons gaan moet begin dink aan om dalk daai deur te trek, eerder as om aan te hou en om stoot. En dit alles lê ongetwyfeld in doelgerigte groter staatsbestandheid, eerder as staatsafhanklikheid.
Ons moet weer 'n slag ons moue oprol en aktief begin beplan en werk om meer gemeenskapsverantwoordelikhede self aan te neem, eerder as om dit een vir een gedwee op te gee en verder aan 'n mislukkende staat uit te kontrakteer. Maak nie saak hoe gerieflik dit dalk in die oomblik mag voel nie. In die vorige eeu het Afrikaners besonder vaardig geword in staatsbou. Helaas uiteindelik ten koste van die gesonde gemeenskapsbehoud. En ons sien vandag die bittervrugte van daai nalatenskap. Mag en beheer is geleidelik en in toenemende mate gedelegeer aan 'n gevolglik gekonsentreer in die hande van 'n almagtiger staatsmasjinerie, na mate al meer van ons verantwoordelikhede, wat voorheen effektief deur ons gemeenskappe self bestuur was, aan die regering oorgelaat is. Goed soos ons taal te preserveer of die opvoeding van ons kinders. Gerieflikheid was op die ou en die duiwel se gunsteling oorkussing, waarmee hy Afrikaner gemeenskappe in die versoeking gelei het om hul onafhanklikheid te ondermyn en onsself aan die staat te onderwerp. Federalisme, die tema van vandag se kajuitraad, hoekom ons nou vandag hierso bymekaar gekom het, is 'n konsep wat nie noodwendig meer ingewikkeld is om te begryp of moeilik is om te verstaan as 'n ander politieke beginsel soos byvoorbeeld demokrasie nie. Die enigste verskil is demokrasie is al klaar lankal gevestig binne ons Afrikaners se woordeskat, terwyl federalisme nog so 'n bietjie vreemd op die oor klink en nie lekker van die tong afrol nie. Oor die algemeen, maar nie beperk tot dit nie, behels federalisme 'n oorkoepelende nasionale regering wat verantwoordelik is vir 'n breër bestuur van 'n groot grondgebied soos 'n land, terwyl onderafdelings daarvan sake van plaaslike belang in kleiner geografiese gebiede soos provinsies, streke, dorpe en selfs woonbuurte beheer en bestuur. Die vader van federalisme, die 17de eeuse denker Johannes Althusius, wat klaar genoem was deur professor Goosen, wat geen verrassing is nie, want dit is nogal 'n denker wat baie aangehaal moet raak in hierdie gesprek, wil ek weer eens eintlik op 'n punt fokus wat professor Goosen klaar genoem het, maar ek dink 'n goeie punt verdien om herhaal te word. Hy het geskryf oor die beginsel van subsidiariteit, wat 'n federale idee is. Hierdie beginsel vereis dat in 'n sosiale orde eerstens gesag toegedien moet word of toegestaan moet word aan die laagste of kleinste moontlike sosiale eenheid of assosiasie. Slegs wanneer daardie eenheid nie realisties hierdie bestuursverantwoordelikheid kan hanteer nie, kan dit gedelegeer word aan 'n groter of hoër sosiale assosiasie. Dit beteken byvoorbeeld, as 'n dorp self sy eie krag kan opwek, moet daai dorp nie geforseer word om afhanklik te wees van 'n kragopwekkingsmonopolie soos Eskom op 'n nasionale vlak nie. Die ander kant van daai muntstuk is as byvoorbeeld 'n gesin wat die kleinste moontlike sosiale assosiasie volgens Althusius was, as 'n gesin nie sy eie buurt se veiligheid kan hanteer nie of bestuur nie, slegs dan mag daai verantwoordelikheid gedelegeer word aan 'n groter sosiale assosiasie, soos byvoorbeeld 'n buurtwag, iets wat ons by AfriForum baie goed verstaan. Alexander Solzhenitsyn het vir ons gesê dat daar is slegs een groot keuse waarvoor elke geslag te staan kom, en dit is of ons die taak van ons eeu gaan aanpak. Die taak van ons geslag Afrikaners se eeu is om oplossings te ontwikkel en uit te voer wat sal verseker dat ons nageslagte vry, veilig en voorspoedig aan die suidpunt van Afrika ons geloof, kultuur, taal en waardes kan uitleef. Ons moet nederig genoeg wees om te kan erken dat ons voorouers was reg oor baie dinge, maar ons moet ook eerlik genoeg kan wees om te erken en te kan identifiseer dat daar is foute wat gemaak was in die verlede wat ons nou die verantwoordelikheid het om iets aan te doen en om uit te leer. Paul Creer het hierdie gesonde verhouding tussen die hede en die verlede opgesom in sy bekende slagspreuk of bekende gesegde van dat neem alles uit die verlede wat goed en edel is en bou die toekoms daarmee. En dit is die regte benadering om te vat as dit kom by die verhouding tussen die verlede, die hede en die toekoms. Die donker donderwolke van groeiende chaos en vernietiging pak saam op die horison. Nou, ons is altyd dankbaar vir reën as Afrikaners, veral hierso in Pretoria, waar ons nou baie lank moes wag vir daardie reën, maar terselfdertyd weet enige boer die verwoesting wat 'n storm kan bring. Elkeen van die talle groot uitdagings waarvoor ons mense en ons ryke geskiedenis te staan gekom het,
is klokslag oorwin deur vernuwende vars denke en heldhaftige dapper dade gegrond op beproefde waardes en geanker in onwrikbare geloof. Die solidariteitbeweging het reeds vir ons 'n padkaart na groter selfbestuur, autonomie en federalisme op die tafel geplaas en ons is gelukkig om daai padkaart te hê. Soos met ons voorvaders gaan daar goeie en slegte dinge oor ons pad gaan. Ons almal staan en sit hierso vandag omdat geen van ons die geslagte wat voor ons gekom het opgegee het nie. Hulle almal het dapper geveg vir wat hulle weet het reg was en hulle het dapper gebou gedurende hulle tyd, maak nie saak hoe chaoties dit geraak het nie. Wat weer eens bepalend gaan wees, net soos wat dit vir hulle was, gaan dit vir ons net so bepalend wees hoe ons beplan vir ons toekoms en hoe ons reageer op die struikelblokke wat in ons pad staan. Ons word nou weer deur net een keuse in die gesig gestaar, net soos wat Alexander Solzhenitsyn opgesom het. Gaan ons opgee, gaan ons die wit vlag hys, gaan ons die handdoek ingooi en sê, ons uitdagings is te groot, ons geslag Afrikaners kan nie oplossings vind vir hierdie probleme nie, of gaan ons die taak van ons eeu aanpak? Baie dankie.